snelheid wat oor twee afgemete trajecte, namelijk die 6de en die 13de aangeteken is, was 191 km/h. Dit is behaal deur Jeff Mortimer oor albei trajecte, terwyl Sarel van der Merwe dit eenmaal reg gekry het. Oor die tweede traject kon van der Merwe se snelheid nie gemeet word nie, aangesien hy letterlik deur die lug gevlieg het by die meetapparaat verby. Leon Botha en sy Escort RST het ook eenmaal 191 km/h bereik, terwyl Cassie Coetzee 183 km/h en Hannes Grobler 176 km/h in die Nissan Skylines behaal het. Van Zimmerman en sy 2 liter Langley, motor nommer 21, het 'n snelheid van 173 km/h behaal. Maar meeste van die bestuurders was dit eens dat hoër snelhede tydens ander dele van die tydren behaal is. Die Volkswagen tydren, die 8ste en laaste in verjaar se reeks, het van die opwindendste tydrenmotors in die land gelok. Motor en bestuurder is tot die uiterste beproef en slegs die heel bestes sou die tydren voltooi. Onder die spanne wat nie kon klaarmaak nie was Leon Botha en Terry McPhail in hulle Ford Escort RST, toe Terry sy nek op die 10de skof net voor die middagete op Ellisdale beseer het en per ambulans na die hospitaal in Port Elizabeth vervoer is. Dit het gebeur toe die motor teen hoë snelheid 'n bultjie in die pad getref het en skynbaar 5 meter hoog die lug ingetrek het voordat dit die grond getref het, en sodoende is Terry beseer. Sarel van der Merwe wys by Eagles Crag in die 11de sneltraject presies hoe 'n kragtige tydrenmotor hanteer moet word. Net soos Mortimer het van der Merwe 'n aantal tydrenne per jaar misgeloop as gevolg van sy betrokkenheid by wedrenne oor see, en sou, as alles glad verloop, slegs met 'n individuele oorwinning in die tydren tevrede moes wees. Maar die mededinging was besonder straf en Coetzee en Harrington haal alles uit, hulle oë stewig gefestig op Sarel van der Merwe se titel. Jeff Mortimer steur hom nie aan swaartekrag nie, en hy staan nie 'n tree terug vir van der Merwe nie. Die Golf GTI van Evertse en Harding trek 'n stofstreep agterna. Nog 'n Golf, Nick de Waal, die 1986 Westelike provinciekampioen in sy City Sport. 'n Opeenhoping van motors by Kromrivier het 'n vertraging van meer as 'n uur veroorsaak, toe die roete in beide rigtings gebruik is, en die voorste manne was al gereed om die terugtog aan te pak, terwyl die motors wat laaste vertrek het maar pas begin het. Ons het met 'n paar bestuurders gesels. For us at the moment, very well. We haven't had any problems. The car's going very well at the moment. We're a few seconds, I think, close to half a minute in the lead, but it's a little way to go, and we hope we can stay like that. Man, die is hierberg was baie vinnig geweest. Ons hier net na die helfte was daar so 'n vreeslike blinde hoogte geweest en ons het 'n fout gemaak en ongelukkig 'n bietjie afgegaan, so 'n bietjie gaan basies klik, maar ons het niks seer gekry, die motor seer gemaak of beskadiging. Ons is terug. Ons het 'n paar sekondes verloor, maar ons is aan die gang. Ons het 'n paar klein probleempies. Meestal die petrolmengsel is bietjie te ryk en die pad loop nie eintlik sy moet nie. Maar anders is nie te sleg nie, dis 'n goeie tydren en die paai is baie goed en die organisasie is goed by die stad. Sneltraject nommer 14 by Mimosa, en die drama was nog lank nie verby nie. Van der Merwe se pad word versper deur beeste, en hy is nie bereid om kosbare tyd te verspil nie. En 'n jong kalf bly in die slag. Jeff Mortimer kort op van der Merwe se hakke, voet in die hoek, en die quattro bring sy kant.
was nie ewe voorspoedig nie. En terwyl hy die 14de skof voltooi, verneem Jeff Mortimer dat Cassie Coetzee en Wiley Harrington se Nissan op volle vaart gerol het en dat hulle moes tou opgooi. Jeff, Grobby stop. Yeah. He only hurt his neck slightly, but it's not too bad. But we must get him out if we can. Oh, so he's okay? Yeah, he's okay. Stuurprobleme het veroorsaak dat Coetzee en Harrington se motor teen hoë snelheid oor 'n afstand van 150 meter gerol het en sodoende was hulle kanse daarmee heen. Danksy doeltreffende veiligheidsgordels en 'n uitstekende rolraam het Coetzee slegs geringe beserings opgedoen. Greenacres, Port Elizabeth. Die laaste sneltraject met Van der Merwe en Mortimer kop aan kop, albei se oë gerig op die oorwinning. 5 beplande skofte is op die ou end gekanselleer weens 'n gebrek aan tyd en om te voorkom dat die tydren in die donker sou eindig. Aan die einde van die laaste sneltraject was Jeff Mortimer en Van der Merwe tot op die sekonde gelyk. Albei se tyd oor die sneltrajecte was 1 uur 27 minute en 11 sekondes. Die organiseerders moes toe die skaakmatposisie oplos deur die tye oor die verskillende trajecte te vergelyk en die wenner is bepaal deur die tyd oor die voorlaaste sneltraject. Hier het Mortimer vir Van der Merwe met 'n skrale 2 sekondes geklop, maar dit was genoeg om aan Jeff Mortimer die titel te besorg in die 1986 Alcoa tydren. Uiteindelik was dit egter Hannes Grobler en Piet Swanepoel in hulle Nissan Skyline wat die grootste triomf behaal het. Met hulle belangrikste opponente Coetzee en Harrington uit die wedren, was Grobler se 3de plek in die Volkswagen tydren voldoende om die titel van Sarel van der Merwe, wat reeds 10 keer kampioen was, weg te raap. Alles in ag genome het die 1986 Suid-Afrikaanse tydrenreeks op 'n besondere hoogtepunt geëindig in Port Elizabeth. Die Borge Volkswagen het 5 van die eerste 6 plekke ingeneem en 4 uit 6 klasse gewen. Nick de Waal het die bande laat fluit om 4de te eindig. Ons het met die nuwe Suid-Afrikaanse tydrenkampioen Hannes Grobler gesels. Ons voel baie bly dat ons die kampioenskappe gewen het, soos wat enige ou maar seker sal voel. Sarel is baie goed en hy het natuurlik 'n baie goeie kar gehad en so aan. Ons het nou al vir die laaste paar jaar het ons hard beklei om die kampioenskappe te wen. Ek dink ons het hard gewerk ook daarvoor en ek moet ook baie dankie sê vir die navigators wat my gehelp het in die tyd wat ons die tydrenning goed gery het. Vandag se tydren was natuurlik een van die belangrikstes omdat ek en Cassie in 'n baie noue posisie gewees het om altyd die kampioenskappe te wen. Ons het redelik baie probleme gehad vanoggend met ons kar en so aan. Cassie het op 'n tydstip was hy voor ons gewees. Waarna hy hier in die 3de, 4de laaste stage het hy 'n ongeluk gehad en sy kar omgegooi en toe was dit natuurlik verby en van daar af het ons maar net gemaklik gery tot op die einde om aan klaar te maak en ook so die kampioenskappe te vang.